Amen. En Vader, ons dankie vanmôre vir u woord. Ons dankie dat die woord die waarheid is. Ons weet die woord sal nooit leeg terugkeer na u toe nie, maar dit sal presies doen dit wat dit moet doen. Heilige Gees, vanmôre in hierdie plek beweeg, soos wat u wil beweeg. Ons kom en ons is ordanig onder die Heilige Gees vanmôre. En ons sê vanmôre, nie ons wil nie, maar u wil. Here, ek bid dat elke hart en elke gedagte aangeraak sal wees, Vader, dat mense sal wees, ons is nie hier om hulle te streel nie, maar ons is hier om hulle uit te daag om te verander, om hulle uit te daag om groot te lewe, sodat hulle sal weet wie u werklik is in hulle lewe. In Jesus naam. Amen en amen. Amen. Wel, amen. Dankie vir daai klap. Ons is excited. Die tema van die maand is die wonderwerk is in die doen. En baie van ons mense hulle wil hê die Here moet vir hulle iets doen, maar daar's geen aksie nie. Kom aan. Hulle sit en hulle is baie passief en hulle sal sit en hulle sal net sê, eendag gaan die Here dit vir my doen. Wie van julle was al op daai eendag bootjie gewees? Eendag gaan die Here dit vir my. Eendag gaan hy vir my skip stuur. Eendag gaan hy vir my huis gee. Eendag gaan ek die wêreld vol beweeg. Maar jy sit nooit aksie tot daai eendag nie. En God, as jy geloof ken, geloof is aksie. Dit is wanneer jy reageer in 'n tyd wanneer jy weet dit is onmoontlik en net God kan dit doen. Kom aan. Ek kyk altyd na Dr. Gustav se lewe. In die tye en daar's Evelyn is ons getuie, Pastor Bev en baie van die ou mense kan vir jou sê dat hy het gegaan, hy het 'n woord van die Here gehad en hy het gereageer. Daar was nie geld in die bank nie. Daar was net 'n woord in sy hart en in sy mond. Kom aan. In sy hart en in sy mond. En baie kere moes hy net uitstap en dan het mense vir hom gesê, dit sal nooit gebeur nie, dit kan nie gebeur nie. Waar gaan dit gebeur? In Kraaifontein, regtig? Ons het letterlik saam met Kraaifontein gegroei. En as ek nou sien, en ek dink aan die woorde wat ons jare teruggekry het, en ek kyk waar ons vandag is, sit jy in die belofte van die Here. Sit jy in 'n woord, toe almal gesê dit is onmoontlik, en God het gesê dit is moontlik, aan 'n man se ja, wat in aksie oorgegaan het, toe almal gesê het, eendag. Maar Hebreërs 11 vers 1 sê, nou, geloof is nou die vaste vertroue. Ek weet nie waarvoor jy die Here vertrou nie, maar ek wil vanmôre vir jou sê, dit waarvoor jy hom vertrou, begin leef asof jy dit reeds het. Kom aan, begin loop asof jy dit reeds het, begin praat asof jy dit reeds het, of dit nou 'n besigheid is, dalk wil jy trou, en dalk wil jy familie hê, en dalk wil jy 'n kar hê, of wat ook al die ding is waarvoor jy die Here vertrou. Maar kom ek sê vir jou, al hierdie dinge sal verbygaan, maar die ding wat ons regtig die Here moet vertrou vandag, is vir siele om gered te word. Kom aan, ek kyk baie keer na mense, dan sê ek in my gedagtes, dan sê ek, Here, dankie dat hulle gered sal word. Dankie Here dat ek net u liefde kan deel en ek kan die woord met hulle deel. En miskien gebeur daar niks nie, maar hulle moet huis toe gaan en hulle moet begin dink aan dit wat u vir hulle doen. Deuteronomium 30 vers 19 sê, vandag gee ek vir julle 'n keuse tussen twee weë. Ek roep hemel en aarde as getuie van julle keuse. Julle kan kies tussen lewe en dood. Die een keuse bring die seën, die ander bring 'n vloek. Kies dan die lewe sodat julle en julle kinders kan lewe. Galasiërs 3 vers 13 sê, Christus het ons losgekoop van die vloek van die wet, sodat die seun van Abraham na ons kan kom, deur Jesus Christus. Deuteronomium 28 vers 1 sê, as jy die Here jou God volkome gehoorsaam, sal al hierdie seëninge oor jou kom en jou inhaal. Maar dit is 'n keuse wat jy moet maak, en dan moet jy weet, dat jy weet wanneer jy die regte keuse maak. Baie keer dan is dit, die Here is so goed, hy in Engels sal ons sê, he covers himself, waar hy kom en hy sê, luister hierso, ek roep hemel en aarde teen jou as 'n getuie, maar vandag sit ek voor jou die lewe en die dood. Jy kies, maar kies nou die lewe. Hy sê tot vir jou wat jy moet kies, en baie
baie van ons kom en ons glo die duiwel meer as wat ons die Here glo. Ons glo elke leuen oor ons lewe. Ons glo ons is nie goed genoeg nie. Ons glo ons sal dit nooit maak nie. Ons glo dat mense die hele dag van ons praat en die hele dag van ons skinder en dit bring skaamte oor ons en dan ons glo die leuns van die Here wat ons selfvertroue steel. Die selfvertroue wat ons in onsself moet hê, maar ook wat ons in Christus Jesus moet hê. En hy kom en hy steel dit en dan dink jy ewe skielik niks goed kan vir jou gebeur nie. Alles wat ek doen en alles wat my hande aanvat, dit werk in elk geval nie uit nie. Kom aan, jy het net nou die dag daai gesê en nou maak jy of jy baie heilig is in die kerk, maar hy kom en hy sê, jy kies die lewe, want ek gee vir jou die lewe. Daar is 2 weë en jy kies die een. So kies lewe. Kies dit wat ek vir jou instoor het. Vat die belofte, vat my woord, want ek het my seun gestuur, sodat jy nie in die vloek hoef te wandel nie, maar dat jy kan vry wees van die vloek. Kom aan, daarom wanneer dit moeilik gaan, dan sê ek vir myself, Tasha, jy's geseënd met al die geestelike seëninge in Deuteronomium 28, vanaf vers 1 tot vers 18. Ek's geseënd in die stad, ek is geseënd in die veld. Kom aan, daarom weet ek, geen vloek, geen plan sal na my huis toe aankom nie. Hoekom? Want hy het my vry gekoop. Adele het dit gesê, sy sê die bloed van Jesus is die hoogste, in Engels frequency, dis die hoogste wat jy kan kry. En wanneer jy die bloed van Jesus inroep, kom aan kerk, dan moet daar iets gebeur. Kom ek vertel jou 'n storie. Woensdag aand kry ek 'n oproep, Grayson moet 7 uur of 9 uur by die hospitaal wees donderdagoggend. En ek dink myself, dan moet my nie woensdag aand, dit was dinsdag aand, want sy moes woensdag by die hospitaal wees. En ek dink vir myself, dan moet ek my hele dag alles word onver gegooi en ek begin reëlings maak, ek moet live your dreams skuif, ek moet so baie goeders doen. En ek begin te bid en ek sê, Here, dankie vir u goedheid, die grootheid en dankie dat alles uitwerk ten goeie mee vir die wat die Here liefhet. En ek sê altyd, thank you for perfecting that what concern me. Dit is my gebed. En ek sê, Here, maar vanaand bid ek die bloed van die Here oor my kind. Kom en ons gaan hospitaal toe, sy word ingeboek en hulle sê die operasie gaan gebeur en ek begin net die bloed van die Here oor haar pleit. En ek begin vir haar bid, die mens weet mos as jy onrustigheid in jou hart het, maar jy skuif dit weg, want Pastor Beth is daar, as daar iets gebeur, sy sal kyk en alles is okay, want Grayson dink mos die hospitaal behoort aan haar, en sy kan goeders verrig wat niemand kan verrig nie, en dit is amper so, volgens ons, sy kan, en ons is so dankbaar vir haar, en donderdagoggend sê hulle vir haar 11 uur die operasie, so ek sê vir haar, ek gaan nie, Pastor Beth is daar, sy gaan na haar toe, so ek gaan nie nou gaan nie, ek sal kom wanneer hulle vir my sê, hulle stoot jou in, dan gaan ek kom. En hulle stoot die eerste pasiënt in, hulle stoot die tweede pasiënt in, en jy sê, ek dink dit is hier so nog, naby 2 uur, daar's nog niks gebeur, en ek dink myself, ek stuur eers vir Pastor Beth 'n boodskap en sê, luister, doen hulle operasies na 2, en net toe stuur Grayson vir my, mamma, ek gaan nou in, hulle gaan my foon vat, jy kan nie met my kommunikeer nie, maar daai toe is ek al lankal by die hospitaal, want toe sit ek nou al en ek lees, en ek wen tyd, en toe sy dit stuur, toe delete ek die boodskap, Pastor Beth het gesien, ek het 2 boodskappe gedelete daar by jou, toe delete ek het, en ek raak rustig, en ek begin vir haar te bid, en ek sê, dankie Here, dat die hand oor my kind is. Want dit vir 'n ma is nie lekker nie. Kom aan. En ek besluit, ek gaan uit die kar uitklim, ek gaan so lank wagkamer toe gaan, al so sit, tot sy uitkom, dat sy ten minste weet ek is daar. En net soos ek myself inteken in die hospitaal, bel sy. Sy sê, mamma, jy gaan nie glo wat dit nou gebeur nie. Hulle het my aangetrek, hulle het die hoekie opgesit, hulle het die plakkers, hulle het alles gedoen, net om vir my te sê, die operasie gaan nie gebeur nie. En ek het dit nie gesien as die Here daai oomblik, hè. Ek was vies. Want 3 dae van my was gevat. Kom aan, en donderdag aand kom ek by die huis en ek is heel rustig en ek begin te bid en ek sê, Here, ek verstaan nie dit nie. Ek sê, ons het eers hospitaal toe gegaan nie, ons het eers gesê ons wil die operasie nie, hulle het ons gebel. Hallo? En die Here sê vir my, het jy nie vanoggend en gister gebid, dat die bloed van Jesus jou kind moet beskerm nie? En hy begin met my praat. Kom, en baie keer moet ons weet,
Partykeer moet ons weet wie ons God is. Wanneer Genesis 1 gebeur het en God het op die toneel gekom, het Elohim verskyn. Hy sê, in die begin. En God kom in Elohim verskyn. Hy maak sy verskyning as die drie enige God, die kreatiewe God, God alles in een. En dis die God wat ons dien. Maar baie van ons ken hom nie. Ons weet van hom en ons aanbid hom, maar ons ken nie regtig sy karakter nie. Hebreërs 12:2 sê dat hy is die begin en die einde van ons geloof. Hy is in Engels, hy is the author and the finisher of our faith. Dit beteken hy moet wees, hy was, hy is en hy sal altyd wees. Maar as hy nie daai plek in jou lewe het nie, dan sal jy altyd rondloop met, waar pas ek in? Kom maar, niemand het my lief nie. Niks werk uit vir my nie. Maar sodra jy begin om studeer en jy begin sy karaktereienskappe ken en jy dink jy ken so bietjie van hom, dan kom hy en hy openbaar heeltemal iets anders van homself, want ons gedagtes en ons brein is te klein om te verstaan wie God is. Maar as jy net hierdie bietjie verstaan, hierdie druppel verstaan, sal jy meer as 'n oorwinnaar in elke situasie uitloop en instap. Kom aan. Ek sê baie keer, Tasha, jy sit nou, laat God kan opstaan. Tasha, jy hou jou mond, laat God nou hierdie geveg vir jou kan veg. Kom aan. Want as jy weet wie hy is nie 'n verloder nie, hy is nie 'n leenaar nie, kom aan, hy is nie 'n teleursteller nie, hy sal doen wat sy woord vir jou sê, hy sal doen. As God vir jou sê, hy is vir jou, dan beteken dit, hy is vir jou. As God vir jou sê, hy veg jou geveg vir jou, dan beteken dit, hy gaan dit vir jou veg. As God vir jou sê, ek maak jou weer gelyk, beteken dit, hy gaan jou pad vir jou gelyk maak. Daar is nie 'n links of 'n regs, en dit is wat die woord sê. En as die woord dit sê, kom aan, wie of wat kan enige iets anders teen die woord sê? Maar baie keer dan is ons interessant. Kom aan. Baie keer is ons interessant. Dan sê ons, Here, U wil. En dink die Here seker maar, hallo. Kom aan. My wil is Johannes 10 vers 10. Dat jy kan hê lewe en oorvloed. Dat jy kan loop met jou kop in die lug. Ja, ek sê nie die lewe gaan elke dag lekker wees nie. Hallo. Maar in jou moeilike tye, dan weet jy, jy's nie alleen nie. In jou moeilike tye, wanneer mense nie om jou is nie, en jy voel angstig, en jy voel depressed, en jy voel dat jy weet nie wat se kant toe nie, dan weet jy wat, ek kan net sit, want sy hand en sy liefde en sy gees is by my. Dis in my, dit is om my, dit is net waar ek is. Net by die noem van Jesus sal jy sy teenwoordigheid voel as jy dit toelaat. Hy is Jesus. Hy is die Vader. En hy is die Heilige Gees. En hy is binne in ons. Want nie net moet ons uitvind wie ons God is nie, maar ons moet ook weet wie ons is in Christus. Ons moet verby onsself leef. Want baie kere, en Ralf, jy kan regmaak, baie kere dan kom ons en die musikante, julle kan opkom. Dan kom ons en omdat dit nie iets is wat binne in ons is, of in ons steek nie, dan ons vee dit een kant toe. Ons vee dit een kant toe, moenie laat julle aandag wegvat, en dat hulle net op hulle plekke is. Of ons sê nee vir goed wat ons nie verstaan nie. Ek het 'n huishulp gehad, sy was baie lief vir haar, sy is nou oorlede. Maar as sy nie iets verstaan nie, as ek soek tot vandag toe my bullet se blade.
Want as sy nie iets verstaan en dan kyk sy dit soos dit is, ek weet nie wat dit is, dan gooi sy dit weg. En baie keer is ons as mense, ons doen dit. Ons verwerp dit wat ons nie verstaan nie. En dan vee ons dit af, en as dit nie in ons gemakzone is nie, kom aan, dan sien ons dit oor en ons sê nee, dankie. Maar dit is tyd dat ons verby onsself beweeg. Hoekom verby onsself? En wanneer ons net op onsself gesentreerd is, niks kan uit jou uitkom wat goed is nie. Maar wanneer jy verby jouself leef en verby jouself kyk, en jy weet, dit is die hoop van Christus, die heerlikheid van Christus wat binne in jou is, wat uit jou uit geopenbaar moet word. Wanneer jy uit jouself uitkyk, of verby jouself kyk, dan weet jy, dit is nie ek nie, maar dit is hy wat in my is. Ek weet nie wat jy huisves binne in jou nie, maar ek hoop en ek glo dit is Jesus Christus, die Heilige Gees. En as hy tog in ons is, het ons tog opstandingskrag. Ons het tog opstandingskrag, dit beteken, daar's meer in jou as wat jy weet. As wat jy miskien erken, net omdat iemand jou gebind het met hulle woorde, beteken dit nie, dit is wie jy is nie. Net omdat iemand 'n opinie gehad het, weet jy, my grootste uitdagings ooit is iemand vir my sê, ek kan nie 'n ding doen nie. Dan gaan ek vir jou wys, ek kan dit doen. Ok, ek praat nou nie van bergafspring en paragliding en bungee jump nie. I'm like, Ek hou van my lewe, my voete vas op die grond. Enigste tyd wanneer ek in die lug is in 'n vliegtuig. Dis dit. Maar net omdat iemand iets van jou gesê het en jou gebind het met hulle woorde en jou verlam het, want jy het geglo wat mense van jou sê, dit beteken nie, dit is wie jy is nie. Kom aan. Dit beteken nie, dis wie jy is nie. Dit beteken nie, omdat jy daai opinie omtrent nie, dit is nie my identiteit nie. Jy en mense kan lekker praat. Mense kan lekker sê. Hulle sien een ding en hulle sê 'n ander ding. Sit alweer nie vandag gegroet nie. Hallo, ek het jou nie eens gesien, as jy weet, as ek jou bril aan het, kan ek nie lekker altyd sien nie. Pastoor, ek het langs jou gestaan. My man slaap langs my, en sien ek hom baie keer nie. Hallo. Ek sal vir my bril soek, Pastoor Ansel, en sit op my kop. Gister, ek sê, ek weet nie wat my aangaan, ek soek my bril, en hy sê, dit is op jou kop. Ek dog die hond het dalk met dit gehardloop, want ons het 'n baie interessante stoute hond op die oomlik. Maar jy laat mense jou bind. Maar jy vergeet dat hy jou vrygemaak het. Hy het gesê, kies jy die lewe. Kies jy die oorvloed. Want jy is nie onder die vloek nie. Wil jy het iets te sê en dit bly by my? Ralfie, jy kan kom hier so by my staan. Dit bly by my, vandat hy dit gesê het. En ek wil dit vir jou sê, jy is nie jou ma nie. Jy is nie jou pa nie, jy is hulle kind. En weet jy, toe hy dit sê, dis dit net iets in my hart begin, begin praat. En baie van ons dink ons moet ons ouers wees. Of soos hulle wees. But that's bounding you with a curse. Dit bind jou. Want nou dink jy, my pa het so geloop, en my pa was 'n alkoholist, en my ma was dit, en wat ook al, en dit bind jou. Maar as hy in jou is, en hy sê, jy is nie onder die vloek nie, maak dit jou vry van enige iets wat mense op jou gesit het. En hy kom so mooi, hy sê, jy doen nie goed. Jy drink nie omdat jou ma gedrink het nie. Dis 'n keuse wat jy maak. Jy vloek nie omdat jy in 'n huis gewoon het waar die mense woorde gebruik wat ons nie moet gebruik nie. Jy het 'n keuse gemaak.
Jy het 'n keuse gemaak. Kies vir môre die lewe. Iemand het genoem, iemand het my gesê, ek het altyd gesê, ek wil nie soos my pa wees nie. Wil nie soos my pa wees nie. En later dan doen daai persoon iets en sy vrou sê, maar vandag laat jy my in jou pa dink. Want wat jy op fokus, dit gaan in jou lewe manifesteer. In plaas van sê, ek wil nie soos daai een wees nie, ek wil nie soos daai een wees nie, kyk hoe jy wil wees. Kyk wie jy wil, wat jy wil doen, maar kry dit uit die woord uit. Kry dit uit die woord uit. Want kom ek sê vir jou, as jy nie gaan weet wie jy in Christus is nie, gaan die wêreld en die duiwel vir jou vertel wie jy nie is nie, en jy gaan dit glo. Goeiemôre familie. Ek groet in die geseënde naam van die Here. U wonder seker nou man op, broer, ja, waar kom die Here nou vandaan? Maar ek wil net vir u meedeel dat dit wat ek nou vir u gaan lees, het ek het al oor die jare gedoen. Goeie klompie jare het ek al die voorbereiding gedoen vir die heilige avondmaal. Baie dankie Pastor Natasha vir die voorreg wat u vir my gee. Ek gaan nie lank wees die Pastor Natasha, ons net so 5 minute. Maar ek wil vir u sê, as ons kom by die gedeelte van die heilige avondmaal, dan moet ons dit baie ernstig opvat. Want dit is soos ek geleer was oor die jare. Hierdie gedeelte van die avondmaal waar die Here Jesus met sy disippels om die tafel gesit het, het dit my baie diep geraak oor die jare dat ek dit moet ernstig opvat. Want dit is iets wat jy moet lig opvat. Want dit was 'n voorbereiding gebeurtenis met Jesus, met wat met hom gaan gebeur. En ek gaan nie lank wees nie, ek gaan met u nou 'n paar verse lees uit die woord van die Here uit. 1 Korintiërs 11 van vers 23 af. En elke woord wat ek nou vanmôre gaan lees uit die woord van die Here, dit is wat die Here Jesus deurgemaak het. Met sy 12 disippels, met die mense rondom hom wat hom so lief was. En veral die moeders, as ons terugkyk, met die kruisiging, self met die moeders wat so gehuil het en geween het, wil ek u vanmôre net meedeel, dat dit wat ek nou vanmôre vir u gaan lees, gaan dit 'n paar woorde doen. Bewaar dit in die hart en neem dit ernstig op in Jesus naam. Kom ons lees 1 Korintiërs 11 vers 23. Want ek het van die Here ontvang, wat ek ook aan julle oorgelewer het, dat die Here Jesus in die nag waarin hy verraai is, brood geneem het. En nadat hy gedank het, het hy dit gebreek en gesê, neem, eet, dit is my liggaam wat vir julle gebreek word. Doen dit tot my gedagtenis. Net so ook die beker, na die ete, met hierdie woorde. Hierdie beker is die Nuwe Testament in my bloed. Doen dit, so dikwels as julle daaruit drink, tot my gedagtenis. Want so dikwels as julle hierdie brood eet en hierdie beker drink, verkondig julle die dood van die Here, totdat hy kom. Nou, dit is vir my so mooi vers, hy sê so mooi in 27ste vers. Wie dan op 'n onwaardige wyse hierdie brood eet en die beker van die Here drink, sal skuldig wees aan die liggaam en die bloed van die Here. Maar die mens moet homself beproef en so ook die brood eet en uit die beker drink. Wie dan op 'n onwaardige wyse eet en drink 'n oordeel oor homself, terwyl hy die liggaam van die Here nie onderskei nie. Tot sover. Nou kinders van die Here, dit is nou 'n gedeelte wat ons as kinders van die Here elke dag waar ons beweeg,
beweeg ons met dit in ons hart, dan dat ons weet, die mens op hierdie aarde, ons lewe elke liewe dag. Ons het rede om te sê, dankie Here, dat ek elke dag wakker skrik. Ek gaan slaap in die aand. U skenk my jou goeie nagrus. U skenk my die wonderlike gesondheid in my lewe. Dat ek elke dag van u wat op werk toe gaan, die kinders wat skool toe gaan, van hulle wat universiteit toe gaan, om dit elke dag die wete te hê in jou gedagte, dat God gee vir ons die wonderlike, liefdevolle geleentheid om elke dag te lewe en gesond te wees. Nou kinders van die Here, dit wat ons nou gaan geniet, die opskrif sê so mooi, die ongereeldhede by die liefdesmaal. Hoor wat sê, die liefdesmaal, hoe die heilige avondmaal gevier moet word. Nou kinders van die Here, as ons die beker in die liggaam van die Here nou deel gaan het, laat ons net in ons gedagte en ons hart weet, dat ons daardeur versterk gaan word. Dat ons niks van hierdie gedeelte van die heilige avondmaal net so van selfspreekend sal vat nie, maar dat ons dit baie ernstig sal opvat. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, baie dankie liewe Here, vir hierdie wonderlike oomblik wat nou aangebreek het, waar die kinders van die Here deel gehad het, Here, aan die liefdesmaal, Hemelse Vader. Hemelse Vader, ek bid Here Jesus, kom versterk ons liggame, versterk ons gedagtes, versterk ons hart, Here, dat ons weet in ons hart, Here, dit wat U vir ons elke dag gee, en voorsiening voormaak, Here, sê ons vir die baie, baie dankie. Dit is alles, Here Jesus, uit liefde uit. Kom seën dit wat ons nou gaan inneem, in Jesus naam, met baie, baie danksegging. Amen en amen. Amen, julle mag maar bedien. Is die enige nuwe besoekers, is jou eerste keer hier vanmôre, ek wil net hê jy met jou hand opsteek vanmôre, of julle sê baie, baie, baie welkom daar agter, baie welkom, gee vir hulle lekker God bless you die wat kan. Maar vanmôre is soos wat ons die nagmaal neem, onthou elke belofte oor jou lewe, onthou dit wat die Here vir jou gesê het in die begin. En weet dat jy geroep om in oorwinning te stap elke dag van jou lewe. Sy liefde is goed en groot genoeg vir jou. Sy genade is groot genoeg vir jou. Maak nie saak wat jy gedoen het in jou verlede nie, moet nooit dat jou verlede jou ekskuus is vir jou deurbraak nie. Moet nooit laat jou lewe jou ekskuus is vir jou deurbraak nie. Want as jy nie 'n storie het nie, kom aan, waar hy jou uitgered het nie, en waarvoor sy bloed gestort is nie, dan weet ek nie so mooi nie. Ek gaan vir Pastor Frans roep, ek wil hê ons almal moet staan. Hy gaan bid oor die nagmaal en is eintlik lekker om so op die spot te geplaas te word. Maar jy moet altyd reg wees, altyd. Wat 'n wonderlike voorreg vanmôre, môre dierbaar is, om vanmôre met hierdie simbole wat ons in ons hand hou, en vir party van ons mag dit dalk lyk soos 'n stukkie cream cracker en 'n bietjie sap, maar daar's 'n diepe betekenis daaraan, soos broer Ralph nou vir julle verduidelik het. So as jy nou hierdie broodjie breek, jy kan dit deel met een van jou geliefdes langs jou, of jy kan dit self geniet. Dink daaraan, toe Jesus aan die kruis gesterf het hy dit vir jou en vir my gedoen. Nie omdat hy wou nie, maar omdat die Vader vir hom gesê het om dit te doen. Ons het nou een aand hou, ek en my vrou, ons hou nou al 'n hele paar jaar, elke aand nagmaal, nie uit gewoonte uit nie, glad nie. Want nêrens in die woord sê dat jy mag net eenmal 'n maand, of eenmal 'n week, of so 'n nagmaal hou nie. Maar toe sê ek van wat vir my so mooi is van die gedagte van die broodjie, is toe Jesus daar gehang het,
Het hy nie gedink aan die pyn wat deur hom gaan nie? Ja, hy het die pyn gevoel, soos wat 'n mens sou gevoel het, want toe was hy nog mens gewees. Maar toe het hy aan jou en aan my gedink, en gesê, vandag gee ek my lewe op, vir Jan, vir Gert, vir Sunny, vir wie ook al, wat ook al, jy kan jou naam daar invoeg. So ek wil vanmôre, as jy hierdie stukkie, hierdie brood, hierdie liggaam van Jesus gebruik, dink aan die prys wat Jesus gedoen het vir jou en vir my. So kom ons, gebruik nou hierdie broodjie, as het nadenke aan wat God vir jou gedoen het, of wat Jesus vir jou gedoen het. Selfde met hierdie kelkie wat ek in my hand vashou. As jy hom so teen die lig hou, dan lyk dit werklik waar soos die bloed van Jesus. En dis wat dit simboliseer vanmôre, dis die bloed van Jesus, wat gevloei het vir jou en vir my. So as jy dit vanmôre gebruik, dink aan die prys, dink aan die bloed, dat elke druppel bloed, soos pastoor Natasha vanmôre so mooi gesê het, wat Adel nou die dag ook gesê het, dis die frekwensie van Jesus, wat jy nou inneem, om jou rein te maak vanmôre, en te glo, om te glo, dat Jesus vir jou gesterf het. Here, ek wil vanmôre sê baie, baie dankie, dat ons as kinders van die Here 'n keuse vanmôre gemaak het om hier te wees. Ons het geweet daar gaan nagmaal wees vanmôre, Here. En ons het uitgesien daarna, net om opnuut herinner te word aan daai dierprys wat U moes betaal. Laat my so dink, Here, toe ons die voorreg gehad het 'n paar jaar terug om in Israel te wees, in die tuin van Getsemane, en jy dink, my Jesus het hier gebid, en sy sweet het in bloeddruppels verander. Ja, want U was toe mens. Maar Here, dat dit nie verniet was nie, dat ons nog steeds daai deur wat laas maand se tema was, is nog steeds oop vir elkeen van ons wat smag na die liefde van Jesus Christus. U sê nog steeds, kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is. Here, en dankie vir daai uitnodiging wat nog steeds daar is. Ons weet daar gaan 'n dag kom, net soos in Noag se tyd, toe U, God, die Vader, die deur gesluit het. Maar Here, tot dan is daai deur nog oop wat sê, kom na my toe, dat ons gebruik sal maak, Here, van daardie uitnodiging van Jesus Christus. En ek bid vanmôre, Here, as die mense vanmôre in hierdie gebou is, wat smag na die teenwoordigheid van die Here in hulle lewe, dat hulle sal weet, daai deur staan oop. En my gebed is, Here, as ons nou hier uitgaan, dat ons nie dit sal agterlaat, wat ons vanmôre gehoor het nie, maar wat ons weet, as ek hier uitstap, stap ek uit met wonderwerke wat in my lewe kan gebeur, maar ek moet dit aan die gang sit, ek moet dit laat gebeur, want ek het Jesus aan my kant. Ek bid dit vanmôre in Jesus se wonderlike naam. Amen en amen.